Dag sê julle en welkom by episode 5 van Boer Amerika. 1 Augustus het uiteindelik aangebreek en julle weet wat dit beteken. Dit beteken ons gaan hierdie goed in die land begin druk. En dan gaan ons uitvind of al ons moeite, tyd en geld wat ons hierdie jaar ingesit het om hierdie mielies hier agter my gegroei te kry, dit die moeite werd was. So, hierdie stroper gaan nou land toe. Die baas is besig om nommer 1 te kalibreer, bietjie te stroop, seker te maak alles werk reg en dan gaan hy hierheen kom haal, seker maak hy werk reg en ja, van daar af is die sirkus aan die gang. Dan het ons so 3000 akkers se mielies hier om hierdie shop om gestroop te kry en dan begin ons met ons sojaboontjies op die ander kant van die plaas. So, ek is net so opgewonde soos julle om te sien hoe die stropers begin mielies vreet. Kom ons vat die bakkie, gaan land toe en kyk wat daar aangaan. So ons het die nuwe 2 S7-800 John Deere stropers wat hardloop. Die ene die Drygo 16 ry tafel op, die ander het 'n John Deere 16 ry tafel op. Nou so hardloop die een, Etienne is in die John Deere greinkar daar. Ek gaan nie die venster oopmaak nie, want hierso is van die aakligste stof. As jy dink jy het stof op jou bosveld plaas, ek dink ons gee jou rand vir jou man, hoor. Want ja, hierdie is verskriklik. Ja, so is dit die 2 cats op die 2 greinkaarts, 1 John Deere op die nommer 3 greinkaart, want die ander cat wat om moet sleep sy aircon werk nie. Dis nog somer hierso. Ons stroop gewoonlik in somertyd hier. En ja, jy wil nie in somer sonder 'n aircon in die plek trekker werk hier nie. Dis 'n bietjie warm. So die baas op die een stroper, die een met die Drygo header, hy like hy setup van hom. En dan Rian is op die ander stroper. Hy het laas jaar ook mielies gestroop, so die man ken al die job. So gepraat van hom hier, so kom hy nou verby. Kyk daai omvanne. So die laaste 2 jaar was 'n bietjie moeilik finansiëel vir die boere hierdie kant en gewoonlik kon ons mielies begin stroop op 28 tot en met 30% en dan trek ons hulle deur ons droër en dan gaan hulle in die silo's in, dan is hulle op hulle tussen 11 en 15% moisture. Maar om die droër te hardloop kos verskriklik baie geld, want hy het al daai burners met gas en elektrisiteit en al die goed. So hierdie jaar het ons dit gelos, laat hulle afkom tot op 17% en dan kan ons hulle reguit in die silo's ingooi en dan net die fans op die silo's aansit met die bietjie burners op hulle. Net om geld te spaar, soos al julle boere by die huis weet, jy moet 'n plan maak elke jaar om ja, al die dinge wat teen jou tel uit te skakel en 'n goeie wins te kan maak of ewen 'n wins te kan maak. Party weet 'n klomp boere is dit baie moeilik om net 'n wins te draai, so die boere hier is verseker in 'n bevoordeelde posisie om net hulle winspersentasies te kan uitwerk en inwerk elke jaar. Maar ja, so 'n bietjie inligting vir julle. So, terwyl al die ander ouens hulle sirkus hardloop op die ander kant van die plaas, met die stropers, stapkarre en die lorries, het ek een van die stil eenkant werke gekry en om eerlik te wees met julle, dit is eintlik lekkerder om die te doen as om daar by die stropers te wees. So wat ek gaan doen is ek gaan die polypipe begin optel op die boontjielande wat ons moet doodspuit. Hierdie is omtrent so 2 weke weg van stroop af. So ek kom voor, ek gaan al die pipe optel, dan is dit afgehandel en dan kan ek hulle met die spuitmasjien inkom en kom doodspuit en dan sal ons oor so 2 weke hulle kom begin stroop. Ja, sien maar, is baie water in hierdie pipe, hoor. Sy. Nou kom ek sê dit lekker is omdat niemand my pla hierson nie. Jy word nie geroep op die radio om goed reg te maak nie. Jy hoef nie rondversant te word met die greinkaarts nie. Jy hoef nie te worry oor verkeer en ander karre op die pad met die lorries nie. Ja, lekker op in die middel van die lande. Gou 'n bietjie polypipe optel en laat die job klaar kom. You can't seem to find the meaning to life, but
Alright, so ons het 'n suksesvolle 2 dae van stroop sover. Stroopers loop mooi, tapkarre is reg, trekkers is reg, lorries loop ook alright, so goeie afskop tot die mieliestroopseisoen. Ons stroop hier om die workshop, die stroopers los ons in die land, ons blaas hulle in die oggend af, maar dis 'n bietjie van 'n mission om tussen die bome deur hier by die shop uit te kom en om hulle hier uit te blaas. Alhoewel die ouens bring die trekkers in die aande terug, want dis nie ver nie en hulle pas 'n bietjie beter deur die bome. Hulle bring hulle terug shop toe, blaas hulle uit in die aand, want ons stroop nog nie so laat nie. Dis nou rondom 9:30 hierso. Blaas hulle uit, kry hulle vol diesel. Ja, net om voor te kom, dat ons nie so baie werk het in die oggend nie. So môreoggend is dit net stroopers uitblaas, diesel volmaak op hulle. En ja, dan kan ons in die lande klim. Die mielies is daar maklik, hy bly nogal droog, hy kry nie regtig vog deur die aande nie, so jy kan vroeg inklim en hom begin stroop. Sojaboontjies is 'n bietjie meer triekie. Jy moet hom gewoonlik los tot en met so 9:00 dat die sonnetjie hom begin bak en net daai douigheid van hom afkry dat hy nie so taai is nie. Maar ja, die ouens is besig om hulle trekkers uit te blaas, bietjie oor te gaan en ja, dan gaan ons chilla. Nie te laat in die bed kom nie, dan is ons nog vars vir môre. Ja, vir Brennan hoor aankom. Daar's 'n teenspoed en dis volspoed. Kom Sputnik, kom Sputnik. Trek hou nogal goed op. Hulle tension is daarom nog reg. Hier en daar 'n squeak. Maar dit is normaal, dit is normaal. Luister nie te veel na hom nie, dan plaat jou nie. Etienne werk daarom vir 'n slag. Blaas hy sy folders uit. Hanno is klaar met die John Deere. Brennan kom in met sy cat. Daarom gerieflik met die Airy by ook. Die maasbakkie moet doen. Jou asbakkie. Ja, en meer is maasbakkie. Wat is dit voor? Is dit jou nos? Dat is mijn noor. Monster power. Jou chip tuning. Ja, want jy ry die hele tyd op die baas se gat, dis hoekom. Zo makkelijk is dat. Daai nou ook. Jy ry by die baas se gat, julle twee. Nee. Dis Sputnik, maar hy's bietjie vuil, hoor. Ja, dan. Hy is eintlik nie so bad nie. Ja, maar ik die bij het hier, maar dat was wat het kan goed. Daar is hy. Kry ons. Ja, ik zat aan zijn vet van de kans. Daar is baie ou engineering daai. Maar het werkt nog. Ja, hy is sterk gebou die ding. Al wat hou. Nee, lijkt niet te vaak. Nee, hy is nie te bad nie. As hy, goeiemôre julle hier vanuit die Groen Office. Vandag het ek die groot voorreg om mielies te stroop. My baas is nie hier nie en nou vertrou hy my met sy pride and joy. Hy's baie mal en lief vir hierdie stroper. So ja, dat ek my bes probeer om hom trots te maak en dit nie op te neukie. So ek het laas jaar morelesse video gemaak van wat alles hier binne aangaan en wat ons doen. Gaan nou nie te veel babbel nie, maar ja, kom ek wys julle al die nuwe features. Hierdie is die nuwe John Deere S7-800 stroper. En ja, voorop hom met ons 16 ry Drago GT tafel. Die ander stroper, Jansen, het 'n John Deere tafel op, ook 'n 16 ry. Ek weet nie regtig wat een is regtig beter nie. Ek stroop baie min mielies, so ek sien baie clued up met die verskillende enes nie. Hulle het wel albei choppers onder. Dis hoekom ons mielies so mooi laag afgechop is. Julle kan daarso sien hoe die lyk so grasnyer daaronder. So die hoofdoel hoekom ons die choppers op die mielietafel sit is omdat eerstens dit lyk baie mooi. Julle kan seker sien hier agter my hoe mooi laag sny dit af. En dan tweedens al die reste, al die
blare, alles word klaar fyn opgesny. So wanneer jy kom om te dis of te kellyplow of enige grondwerk te doen, dan het jou dis baie minder materiaal om op te breek. Wat hy basically doen is, hy hoef net die grond te breek en hierdie materiaal wat klaar fyn gemaak is net in te werk. Hy hoef nie sulke lang milie stokke en goeders op te maal en ja, dit ek dink in my opinie werk dit baie goed. Dit lyk baie netjies en ja, dat jy baie fynere materiaal wat makliker kan komposteer sodra die dis dit begin inwerk. Hierdie lande gaan wel alles no-till wees volgende jaar. Is baie erg sand hierso, so die baas het gesê gaan al hierdie lande net no-till. Ons vorige lande wat ons laas jaar beproef het, sandgrond, met die lande wat ons geno-till het verskriklik mooi boontjies hierdie jaar. Ja, dit is verseker 'n goeie idee. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. So hier in die cab het ons die X9 se cab, is regtig baie anders as die vorige modelle se cab nie, nuwe stuurwiel, het 'n ander design, nuwe handles daar. Hierdie is alles maar dieselfde as die vorige is, wat in 'n geval 'n baie goeie uitleg is, al klaar, so ek bly hulle nie aan dit verander nie. Hierdie screen is die nuwe een, is 'n bietjie beter, hy wys vir jou, ek weet nie, hy voel vir my, hy 'n bietjie beter aan wat van wat aangaan, daar 1.3, daar is ons los monitor, daar is waar die maximum gestel is en daar is waar hy heidaglik loop, so ons is in die groen daar. Hier is maar net jou header se tilt links regs. Daar is jou hoogte van die grond af, so 7 duim. Daar is jou tailings, Civic se losses daar, so daai plus daai gee vir jou daai los. Hoeveel krag jy gebruik? 88%, diesel, al die usual goed, spoed, revs, eerste rad, auto-track, 4x4. Baie goed uitgelê. En dan hierdie skerm hierbo, het maar net ons location waar ons werk, so daar is die plaas se details, hier is die passes wat ons hardloop, die groen is natuurlik baie goeie oes, geel is bietjie slegter en dan tot hy nou rooi word, daar is nie te veel rooi dele nie. En dan maar net extra info, soos hoeveel bushels acres ons sny, die moisture is daar so 18.3% wat nogal goed is, die average moisture, average akkers, of die akkers wat ek al gedoen het vandag, bushels per acre, 222, en dan is die gewig wat ek gelaai het op die trok. En dan op hierdie skerm, dis maar net al jou stroper details, as jy dit so kan stel. Hierso wys jy die graan, en dan tel hy ons outomaties op, wat is foreign material, die gebreekte graan, al die goed, so hy flikker so verskillende kleure van wat hy sien. En dan volgens wat hy hier sien aangaan in die graan, maak hy sy verskillende verstellings op die stroper self. So hier is maar al jou details, jou konkawe, jou routerspoed, jou fanspoed, sieve, en hier is waar jy jou grain los stel, wat die maximum en die minimums is, so 2 keer is die maximum wat hy mag verloor in totaal, en dan foreign materials gestel op 3,5, so dis die maximum wat hy mag toelaat, broken grain 3, so ons is op 1.4, 1.8, 1.9, so ons is eintlik baie goed daarso. Blykbaar is hierdie se software bietjie beter as die vorige is. Die hele outomatiese verstellings van die stroper self sê hulle is baie beter as die vorige is, so ons sal net maar sien. Hy het ook hierdie fancy kameras hierbo. Daarso kan jy een sien en daar kan jy een sien. So hy blykbaar werk is hy neem af voor die stroper en hy gee half 'n estimate yield van wat hy sien voor jou. Ek weet nie hoe goed dit werk nie, maar ek glo nie hulle sou dit verander en opsit as dit nie goed werk nie. So dan sien hy hoe die graan lyk voor jou stroper en dan maak hy so lank veranderinge vir wanneer daai graan in die stroper kom. Goeie prinsip, dit lyk of dit goed werk sover. Ja. Ek sê dit happy om binne te wees en 'n bietjie te stroop. Ek geniet dit verskriklik. Wat 'n lekker my het mamma gebak. When you get down Muffin, the pisang. grass, I don't think you Broodjies. far enough. You might put Ek kan nie veel goed reg doen nie, maar ek kan wel 'n lekker lunchboxie pak, hoor.
Okay, so my stropery was kort geknip vandag. Die baas is terug hy was by begrafnis gewees, maar hy's terug en baie eager om weer op sy stroper te klim. So hy's besig om verder te stroop. Wat nie te sleg is nie, want ek het gaan water check. Ek en Brendan het nog water wat hardloop op Boentjielande, so ek het gaan water check. Dit moes gedoen wees. En dis nou die perfekte tyd wat die son begin sak. So terwyl hy met die stroper en die ouens met die tapkarre en die lorries hier rond Baljaar en hulle ding doen, gaan ek so 'n paar minute vat en kyk wat se foto's ek geneem kry, want hierdie is verseker my gunsteling tyd van die jaar. Alles raak mooi en die sonsak raak mooier met al die stof wat hier in die atmosfeer rondwandel. Dis trekkers, dis stropers en dis lekker. Ek geniet dit verskriklik. Okay, nou moet ons 'n lekker angle kry vir die storie. Beste spot is hierbo. Okay. Nou moet hy verbykom. Son daar vang, gaan ek so silhouette draai neem. I like actually nogal cool. Net die white balance 'n bietjie adjust in Afrikaans. Like of jy weet wat jy doen. As jy nie eintlik weet wat jy doen nie. So, ek dink wel 'n paar mooi is. Maar kyk wat ek sê. Dit raak net mooi. Daarom nie meer te warm nie. Wel, hy gaan in Augustus nog lekker warm wees, maar ek sien hierdie week is daarom lekker cool. Nou Etienne ry sy cat daar te lekker. Hou ruk en pluk, ruk en skud. Baas stroop. Rian blaas sy stroper daar af. Brendan damp daar op 'n lorry. Anu wag vir 'n vraag. En ek mors my baas se geld. Nice! Daar's julle, nuwe week in die Delta. Die stropers hardloop vol stoom agter. Kan julle seker die stof sien staan. Stropers is nog steeds op mielies, maar ja, hulle het goeie vordering gemaak. Is seker so 1500 akker wat uit is, nog so 1000 oor van die mielies en dan is ons klaar met hulle. Ja, ek is maar oral doenig. Ek maak maar ietsie hier reg en ek maak ietsie daar skoon en ek bou 'n ding hier en ja, ek hou myself besig met al die goed rondom die plaas, laat alles mooi vlot verloop, so ver ek kan. Het lyk dalk nie altyd of ek iets doen nie, maar ek is heeltyd besig met iets. Ek was ook dik besig om polypipe op te tel agter die stropers, maar toe het my polypipe pomp besluit, hy gaan homself saboteer. En daar so is die bearing wat daar binne sit, en soos jy kan sien is hy, ja, hy is nie meer met ons nie, rest in peace. Kyk al hierdie staalvuilsels, soos wat homself gedistract het. Het is daarom nie 'n duur fix nie. Ek het 'n nuwe pomp hierso en ek het nuwe houses. Ons sit nuwe houses ook sommer in. Laat ons nie 'n risk het om nie weer die volgende pomp weer op te neek met 'n bietjie staalvuilsels nie. Soos my nuwe pomp, nuwe houses, kom ons sit dit op dat hierdie ding terug gaan land toe. Glo daar lyk reg. Voor ek hom vasmaak, gaan ek die ketting opsit, dan kan die ketting vir jou mooi help guide en sien dat hy reguit is. Okay, so ek moet eers hierdie sprocket 'n bietjie uitskuif. Ek dink hy het met tyd op die vorige een het hy ook nie lekker reguit geloop nie. So terwyl ek tyd het, moet ek dit mooi regmaak. Hy moet daai kant toe, want hierdie sprocket op die pomp se kant druk te naby aan daai staal. Dan gaan hy hom begin skuur en vreet en dan gaan dit ook net ekstra wrywing veroorsaak. So gaan hierdie een opskuif so 5x10mm. Dat hy net lekker wegkom maar onder en mooi oplaai en dan is ons reg.
Ek hoop maar alles regterkant op. Ek sal wel uitvind as ek begin werk. Right. Lekker bedompig vandag. So dis heel plesierig om mechanic werk te doen hier so in Jette. Pomp is op, tension is reg, hydraulic hoses is op. Daai ding loop, daai goed grease. Nou gaan werk. Kort 'n bietjie aircon treatment. Joe. Good day, boys. Laat ons milies gooi, manne, laat ons milies gooi. Laat hulle loop, laat hulle loop. Ek gaan maar draai vir julle. Hier video kry. Ja. Asai, maak vol, papa, maak vol. Hulle word gewoonlik gelaai tussen 56 en 60.000 pond. Sal hierso skryf hoeveel ton dit is in Afrikaans. Omtrent 1000 bushels wat al gevra. En dit werk uit op so tussen $4,000 en $5,000 per lorry se inkomste. Die mieliepryse is nou 'n bietjie laag. Hulle is nou $4 'n bushel. So die baas sê die beste wat hy al gehad het was $8 'n bushel. So om te dink dat jy dan presies dubbel kry per lorry en ons ry omtrent so 50-60 lorries 'n dag uit. So die pryse maak 'n baie groot verskil met jou hele boerdery en hoeveel geld jy inkry aan die einde van die dag. Tap Hanu gou klaar af. Daar's die stroopers besig en soos julle kan sien het hulle klaar opgevang met die lorries. Dan kom ene aan, daar kom 'n stofwolk, so laat ek in die pad val. Ek gaan aflaai en terugkom dat die sirkus kan aanhou loop vir die dag. En dis ons grootste probleem op die plaas, is ons lorries kry nie bygehou nie. So ons het 6 van ons eie lorries wat aflaai by ons silo's, wat ons dan stoor en dan laai ons dit in die winter uit. En dan het ons 2 ander lorries wat reguit na die port toe ry en dan die mielies direk verkoop, behalwe die baas sy kontrakte het vir die jaar. So 8 lorries in totaal en snaaks om te dink dat 2 stroopers 8 lorries op hulle voete hou. Partykeer wag hulle vir ons, gister het hulle vir ons gewag. So laat ons roer. Hydraulic hose. It's not supposed to be like that, is it? Goeie tyd vir 'n lunch, ja? Moes ek verskoon, ek gaan hom nou weer terugsit. O, jy het die pen hier binne. Om gou uitgehaal om lunchtyd te maak. Ai tog. Hy het daarom nie gebreek nie, hy het net uitgeval. Ek is gedrop sy hydraulic lek. Ja. Sien agter die trek. Oh well. Die aardappels en varkies. Yes, sien, dis hoe 'n lunchbox lyk as jy 'n vrou het wat dit vir jou pak, né? Ja. Hulle is so 'n klomp minions wat rondhardloop by die greinkaart. Dan sal daai kant, dan sy daai kant. Dan sy by daai stroper, dan sy by daai stroper. Dan sy deur, dan sy daar. Dan laai hy af, dan vang hy weer. Besige werk, besige tye. Lekker man, lekker. So uit die land uit klim ons op die highway en dan is dit so 20 kilos, dan kom ons hierso aan. Dis daarom nie te ver nie, hier by ons eie silo's. Ek dink ek het julle laas jaar gewys hoe alles hier werk. Niks het regtig verander nie. Ons het wel net 'n nuwe auger by ons laaste ring, so dit maak dit 'n bietjie vinniger. En dan kom ons skaal toe, mooi Makviana. Vorige ou het hierso die stand uitgery, so hy is daarom nou uit die pad uit. Stadig hieroor, anders dan gaan die boom hier binne vir jou ordentlik uitkap. En nou ons die lig op daar. Hey, kyk hom in jou rad. Daar's hy, groen lig en dan gat ons. Ons het 2 plekke waar ons damp hierso. Ons het die drive-over hier by die droogmasjien. En dan het ons 'n gewone pit by ring 3. So ons damp op 2 verskillende plekke, help om die proses bietjie vinniger te laat loop. Ons moisture is op so 17%. So die moisture is laag genoeg om dit direk in 'n bin te tap en dan net die fans aan te sit en om af te bring tot op 13-14%.
Daar's julle, dit was nou 'n suksesvolle stroopweek gewees. Dit raas seker verskriklik hier in die agtergrond. Dit is nou Saterdagmiddag. Heel week gestroop, omtrent elke dag 6:00 begin, 10:00 klaar gemaak, tussen 10 en 11:00. Tapkarouens is besig om hulle trekkers sommer gou af te blaas, dan is hulle reg vir maandagooggend, dus is môre Sondag af, bietjie groceries opstok, klein bietjie rus in kry en dan gaan ons die sirkus weer maandag aanpak. Ons het hier omtrent 1500 akkers mielies gestroop gekry, so dis daarom 'n groot hap uit. En ja, dan gaan ons verder aan daar na die bome toe. Ons het seker nog so 2000 oor. Dan is ons klaar met hierdie blok, dan het ons nog mielies aan die ander kant van die highway oor en 'n klomp boontjies. Hallo Sputnik. Het jy lekker gestroop hierdie week? Ja, Mooi. dit was suksesvol. Hou jy van jou cat of soek jy John Deere? Ja, ek dink ons verstaan mekaar nie. Verstaan julle mekaar nou? Ja. Dis soos 'n abusive girlfriend. Jy kom op 'n stadium waar jy net opgee, dan gaan jy maar net aan. Net op. Ja, ek gee op, gaan net aan. Dan het ons 'n klomp gestroop gekry. Hierdie hele blokkie voor my huis gedoen en dan hier agter 'n klein bietjie oor hier, maar nie te veel nie. Wat gaan ons doen tot November? Jy weet ons gaan met ure soek. Gaan ure soek. Koring geplant is. Want hierdie hele blok gaan nou tol wees, ons gaan geen grondbewerking hier doen nie, so ons sal maar daar by jou huis gaan werk, jou en jou baas se huis. Hy is te min, ons te veel ouens en te min werk. Ons sny daai grasperk elke dag. Elke dag met weed eaters. Sê jy? Stootgrasner. Ja, stootgrasner. Elkeen kry stootgrasner. Nie petrol nie. Battery inne. Jy moet sit en wag dat hy charge. Vir al die ouens is al besig, hulle kry hulle tapkarre reg. Blaas hulle trekkers uit, maak diesel vol. Ja, almal is 'n bietjie opgewonde om te chaila. Dit was 'n lang week gewees, baie konsentrasie. Ons het elke dag so tussen 50 en 60 lorries uitgery so. Ja, ons het nie gespeel nie. Wat gaan nie aan dat jy niks aangaan nie? Hy het kom by die dorp. Wie wil dorp toe, hey? Ha? Nee, ons gaan dorp toe. Wat doen jy hier bo? Kyk. As jy hoë geboue in Messina nie, so die ou het lankal hoogtevrees. Check out 'n Fenneboude. Wat nou op die myn gedoen? Hy het getoek vir die werkers. Maar hy het van daai met in die bakkie gesit en dan kyk hulle almal werk. Ja, hy's 'n bakkieboer. Check sy regterarm is donkerder as sy linkerarm. O, gats. Wat sukkel jy so? Jy sien jy, hier kom jy aan 'n werk aan. Ja, exactly. Just needs daddy. Nee, jy breek die goed. Ja, sien. Kom met jy en ek wil chaila man. Mag geen. Buena, mapumpan. Wil jy oopmaak of jy doen? Jy nou oop, wil hy nou? Het jy seker op of toe? Maak hom toe. Kyk wat hy nou oop. Hy gaan myne oop. Ons vat net gou hier so 'n uur om 'n tapkar toe te maak. Geen wonder ons kry so baie ure nie, want jy kos ons 3 ure elke dag net om jou tapkar se tarp toe te maak. Die man is nou slim. Dan kom jy agter die shed en dan gaan ons hierso gou sy seildraai toe maak, want as jy hom daar voor draai toe maak hy net 'n kite. Nee, rond hierdie eenheid. Dus om afrol tot die wind omskep toe gooi hom oor. Ja, nou is dit so kind of 'n vol poppie. Ek geruim maar na voor genou. You got it? Ja. All right. Right weer.
Ag nee. Que zo. You gotta get a ticket. Yeah, I got one. You got one. All right. Yeah. All right. Hi, amper klaar. 40 hakke. Nou maar so, wag dat hy droog word. Yes, hierdie wind. Nou wat nou? Stroop jy ons staan jy? Ja. My oogies voel nou soos 'n sandput. Julle stop dit hier onder die skuur. Weg van die elemente, dan kom jy met elemente skuur toe. Dan kan jy. Weet jy hoe kom reën dit? Voetnik? Ja. Ek het my bakkie gewas. Jou bakkie was? O, jy het die reën gesien? Sê fok net ek gaan was, kom maar weer. Hy was presies daar. Toe was ek my bakkie toe sê ek, "Ja, jy gaan nou kom, moenie worry nie." Nou gaan hy maak hy so loop. Ah, sy. Jou bakkie was reën dit hier, dis hoe dit werk. Ja, Mfana. Herman. Is die dam van die bokant daar so? Ek weet nie die goed. Yes, ou. Kyk die stof. Man, dis mooi. Sommige ek ons bakkie gewas het. Ek het hom gewas, toe is die reën daai kant. Ek sê is reg. As ek hierdie ding mooi polish, dan gaan hy so loop maak. Daai storm was nou regtig die definisie van moeilike beat en geen speed. Bietjie gereën, nat gemaak, maar niks regtig. Kyk nou maar of daai wolke daar in die verte nog reën bring. Ek twyfel dit lyk of dit meer daar na die suide toe gaan. Baie mooi buite nou. Ja, daar slaap ons nog mooi. Nou ja, dan gaan ek die video sommer net hier eindig, dan het ek 'n volledige werksweek en 'n hele stroopweek om 'n video van te maak vir julle. Ek hoop jy het dit baie geniet. As jy het, gaan like, subscribe. En ja, dan sien ek julle in die volgende video. Goed gaan. Cheers.